Jesus is ewigdurend. Hy's vir ewig. So as jy nou wil skryf neer of op die Bible app natuurlik kan jy dit ook volg. Hy het geen begin en hy het geen einde. Dis nie Kenneth Woodward wat so sê nie, dis die skrif wat vir ons dit sê. Hy duur vir ewig. Vriende, ons het gelees in Openbaring 1 vers 17 tot 18, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Vriende, ek wil net vinnig hier so stil staan voordat ek aangaan met hierdie gedagte, want sien, die wit hare kan ons onmiddellik dink dat Johannes hier die ou persoon sien, maar dis nie wat hy hier sien nie, want Jesus, onthou die laaste beeld is, hy is 'n jong man, so 33 jaar oud. Maar wat wit hare wel na verwys in die woord van God is die volgende, daar's 'n simboliek wat hier agter is, en daar's 'n gesegde wat sê, met wysheid kom, en met grysheid kom, daar sê hy. So dit beteken in die Bybel, wysheid bo alle maat. Jy kan dit gaan lees in Job 12 vers 12. Dis wat wit hare beteken. Wit hare in die Bybel, as jy na die simboliek gaan kyk, beteken 'n ewige bestaan. Dis in Psalm 90, geregtigheid. Dis wat daar is. En baie keer, as jy nou na die howe gaan kyk, sê nou maar in Engeland, het jy al daai ouens gesien in die hof, hulle het so 'n wit pruik aan. En so krulletjie, party van hulle het so krulletjie en so lank. Daarmee, hulle doen dit nog steeds. Daai wit hare wys na wysheid. Dit is ongelooflik om te dink, vriende. Maar Daniel het voor Johannes dieselfde visioen 2 keer gehad, het ek net nou gesê. Jy sien, ek het vir jou gesê, hy sien dit toe hy langs die Tigrisrivier is in Daniel 10. Maar hier sê hy ook in Daniel 7 vir ons, toe hy na die 4 diere kyk, hy sê, terwyl ek kyk, is daar trone reg gesit, en hy wat ewig lewe, het op sy troon gaan sit. Sy klere was so sneeu, sy hare so skoon soos wol, sy troon was van vuurvlamme met wiele van vuur. Vriende, Johannes sien daar dieselfde ewige wese. Maar ek en jy ken hom nou as iemand anders. Sy naam is Jesus, vriende. Nou, hoe weet ek en jy dat Jesus ewig lewe? Dis die vraag. As hy die eeue van daar is, hoe weet ons dat hy ewig lewe? Wel, hy sê vir onsself dit in Johannes 8 vers 58. Hy sê, vir Jesus verklaar, voordat Abraham was ek. Dis so pragtig, toe ek en Dominee Chris hierdie week praat, hoe weet ons Jesus was in die begin van die aarde se skepping daar? In Genesis lees jy dit. Die woordjie, ons, word gebruik. Kolossense 1 vers 7, voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hebreërs 13 vers 8 sê Jesus Christus is gister, vandag dieselfde tot in ewigheid. En vriende, so kan ek aangaan en aangaan. Jesaja sê dieselfde, Openbaring 22 sê dieselfde, maar terwyl koninkryke vandag nog opkom en val, in die Bybel het ons Babylon gesien, die Persiërs, die Grieke, die Rome, moderne ryke wat op en af gebreek word elke dag, bly my en jou Jesus onveranderd. Hy bly onveranderd, vriende, want hy het gesien hoe die fondamente van hierdie aarde gelê is. En hy sal die finale hoofstuk van die geskiedenis sluit. So hoe lyk ewigheid dan? Wat beteken dit as ons praat van ewigheid? Wel, as ek na 'n 5-jarige gaan kyk wat 5 jaar oud is mos nou, voel daai 5-jarige dalk vir daai kindjie soos ewigheid. Jy weet, wanneer is ons daar? Nou. 2 sekondes later, is ons al daar? Alles voel so lank. Ek weet, julle is pragtige jong mense wat hier sit, julle vra nooit daai vrae nie, né? En dan as jy huis toe ry, is dit soos, ons is al by die huis. Kan dit nie glo nie, né? Maar dis daai verwagting wat jy het. Maar as ek vir iemand anders vra, wat 85 is, wat 5 jaar vir hulle is, dan sal daai persoon dalk vir jou sê, maar 5 jaar was soos 'n flits. Dit het so vinnig verbygegaan. Sien jy die verskillende perspektiewe van wat ewigheid kan beteken? En vriende, ek wil jy moet verstaan dat die Here wat ek en jy dien, die Here wat verheerlik is hier, was dieselfde Here wat vir Adam en Eva geskep het. Dis ewigheid. Ek en jy dien die ewige God, want hy het die vloed gesien, hy het by die Rooi See gestaan, hy het vir Daniel by die Tigris verskyn, hy was in Bethlehem gebore, hy het aan 'n kruis gesterf, maar daardie Jesus het opgestaan, amen? Amen. Vriende, hy het vir Johannes op Patmos verskyn, en hy is dieselfde van ewigheid tot in ewigheid. Maar die vraag wat ek altyd het, is as ek al hierdie goed sê, wat beteken dit vir my? Hoe kan dit op my trek, wat hier nou staan? So wat beteken dit? Vriende, as ek en jy 'n Here dien wat ewig is,
dan kan ons mos op hom vertrou. Ons kan op hom vertrou, want hy bestaan al voordat jou probleem op jou pad gekom het, of begin het. En hy sal aanhou regeer, lank nadat jou krisis al verby is, en lank nadat ek en jy heel moontlik by hom aangesluit het. Want niks verras vir Jesus nie, niks is vir hom nuut nie. Die een wat môre vashou, luister hoe mooi is hierdie, die een wat môre vashou, het elke gister sedert die ewigheid vasgehou. Vriende, hoe kan ek en jy nie ons vertroue op so Here plaas nie? Ek sê net ou vir Nicolas Corneille se ma, toe sy voor met my gesels het, dankie Tannie, is altyd lekker om te gesels. Vertroue lyk anders, want ons praat oor die seuns, wat nou so groot is, en toe hulle babietjies was, het hulle verskriklike ekseem gehad. Ons kon nie eens in die see swem nie, ons kon nie seker goed eet nie. Vertroue lyk anders wanneer dit nie goed gaan nie. Dis maklik om te sê ek vertrou wanneer alles fyn is. Maar as jou kind skree want die bloed loop heeldag by hulle lyfies af, dan lyk vertroue heeltemal anders. En prys die Here na gebed, en 5 jaar later is daar die 2 seentjies, hier buite, hulle hardloop, julle kan sien, volg hulle maar net, en hulle is fyn, ons dank die Here daarvoor. Vriende, Kolossense 2 vers 3 sê, in hom is verborge al die skatte van die wysheid en kennis. Al die skatte van die wysheid en kennis. As jy kennis tekort kom, vriende, as jy in 'n situasie is wat jy nie weet wat om te doen nie, dan sê die skrif vir my en vir jou in Jakobus 1 vers 5, as die een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwyte.